Hallo Replikies, hoop het gaan sommer baie goed met elke liewe een van julle. Maak seker jou ore is gespit en mees belangrik maak seker jou swaard is in jou hand reg om te veg. Vandag praat ons oor 'n onderwerp wat Jesus baie klem op gesit het. Kan jy raai wat dit is? Dis liefde, ja, dit is liefde. Maar dit is nie net liefde teenoor myself nie. Nee, dit is liefde teenoor my naaste. Teenoor almal wat om my is. En nie net dit nie. Dit is liefde teenoor dies wat nie liefde teenoor my wys nie. Liefde teenoor my vyande. Maar julle vra my seker nou, "Sjoe Andrei, nee, hoe kan ek liefde wys teenoor iemand wat lelik is met my? Hoe kan ek liefde wys teenoor iemand wat my sleg sê of selfs my spot? Hoe kan ek liefde teenoor so 'n persoon wys?" Kom ek sê jy wat? Kom ons gaan kyk wat die woord van God sê. Kom ons gaan kyk wat die Bybel sê. Kom ons gaan kyk wat Jesus self gesê het. In Matteus 5, vers 44 tot 45 het Jesus die volgende gesê. "Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir die wat julle vervolg." So Jesus het self gesê dat ek en jy vir ons vyande moet lief hê. En nie net dit nie, ons moet bid vir hulle. Ons moet bid vir die wat verkeerd aan ons doen. Wat het Jesus toe verder gesê in vers 45? "So sal julle optree soos ware kinders van die hemelse Vader. Hy laat immer sy son opgaan oor slegtes en goeies. En hy laat sy reën val op die wat reg doen, maar ook op die wat verkeerd doen." Weet julle wat? Ek gaan sommer oorgee aan 'n persoon wat dit beter kan verduidelik, wat goedjies saamgebring het, wat gaan wys wat gebeur as jy liefde aan jou teenoor jou naaste wys, maar nie net dit nie, wat gebeur as jy liefde teenoor jou vyande wys. Hierdie persoon kom al die pad van Grapstad af. Hy het die eerste vliegkaartjie gegryp om hier toe kom. Toe ek hom gebel het, hy so 'n paar het hy so bietjies gemeld, maar ek het hom gesê hy moet in elk geval kom. So hy is hierso. Kom ons gee dit oor vir Professor Grapias. Werk hierdie ding nou? Is hy werk? Hallo, werk jy? Is jy okay? Werk? Hopelijk werk. Kom ons kyk maar. Ek weet nie. Werk? Ek dink jy werk. Okay. Alright. Kom ons kyk wat ons het. So, ek is al die pad van Grapstad afgenooi. Ek het die eerste vliegtuigkaartjie gevat wat ek kon kry. Ek het hom gegryp en ek het toe gevlieg. En om te praat oor om jou vyand lief te hê, om jou naaste lief te hê, maar veral jou vyand lief te hê. Nou so ek het 'n paar goedjies saam met my gebring. Ek het my veiligheidsbrille gebring. Maar wat ek net vir Neiers hierso gaan berg, ek sal hom later gebruik wanneer ek die eksperiment gaan doen. Dan het ek het koeksoda saamgebring. Bicarbonate of so, ek dink dis wat maar daar staan koeksoda ook. Ek het koeksoda saamgebring en wat het ek nog gebring? Asyn saamgebring. Dis asyn. Wat ek ook net vir Neiers hier neer gaan sê, dis net gewone asyn. Dan het ek 3 glasies gebring, wat ek nou by sal uitkom. Right, maar vir nou gaan ons die 3 glasies eers ook daar neersit. En dan is daar 'n glas, wat ek het ook 'n glas saamgebring. 'n baie spesiale glas, wat my ma vir my gewas het. As ek so kyk, kan ek jou baie mooier sien, maar dis okay. Right, maar kom ons begin by hierdie glas. Nou hierdie glas verteenwoordig my hart, en dit verteenwoordig jou hart. Dit verteenwoordig ons almal se hart. En partykeer voel dit te leeg of te klein om ander lief te kan hê vir al die wat ons seer maak.
Maar wanneer ons toelaat dat Jesus se liefde ons vul, gebeur iets ongeloofliks. Alright, ek gaan vir nou eers hierdie glas hier neersit. Ons sal nou sien, jy sien ek sit hom mooi om hierdie klein glasies. Jy sal nou sien, hoekom. Alright, wat ek ook gebring het was hierdie asyn. En hierdie asyn verteenwoordig Jesus se liefde wat aan ons gegee is. Die liefde wat aan ons gegee is. En Jesus se liefde is Jesus se liefde is sterk en is magtig en dit hou nooit op nie. Wanneer ons Jesus se liefde in ons laat werk, bly dit nie net binne nie. Nee, dit loop oor. En dit maak nie saak of die persoon vriendelik of onvriendelik is, vriend of vyand, want Jesus se liefde vul elke spasie. Wanneer ons gevul is met die liefde van Jesus, kan ons dit met ander deel, ons familie, ons vriende en selfs die wat ons so seer maak. Liefde versprei want Jesus se liefde is oneindig. Ek neem maar aan julle het agtergekom waarvoor hierdie klein glasies is. Ag, dit is so klein en cute en adorable. Ek neem maar aan julle het agtergekom waarvoor hierdie glasies is, nê? Dit verteenwoordig ander mense se harte, selfs jou vyand se hart. Ja. Maar wat het Jesus in Matteus 5 vers 44 gesê? Hy het gesê dat ons vyande moet lief hê en ons moet bid vir die wat ons vervolg. En glo dit of nie, ek dink julle weet dit almal, dat dit partykeer moeilik is, om ons vyande lief te hê. Maar, wanneer ons toelaat, dat Jesus se liefde wat binne ons is, oorloop, dan word dit moontlik. Ons het lief, omdat Jesus ons eerste lief gehad het. En Jesus se liefde is so groot, dat dit nie anders kan as om uit te brei na ander toe nie. Selfs die wat ons sukkel om lief te hê. Daar sê baie dankie professor Grappias. So in Matteus 5 vers 14 sê dat ons die lig van die wêreld is. En een van die maniere is om lief te wees vir almal om ons. Want Jesus se liefde is soveel groter as wat ek en jy kan imagine. So Jesus vir jou uitdaging vir hierdie week en sommer vir die res van jou lewe. Kom ons word 'n replika van Jesus en wees lief soos wat hy lief het.